baie geluk met die boek. Ek het verskriklik lekker gelees daaraan. Die titel, moet ek sê, is baie slim gekies, want daar seker nie 'n vrou in die heelal wat nie bekommerd is oor haar selluliet nie. Hoe dit ontstaan? Wel, die titel was 'n bietjie omstrede in die maak van die boek. Ek het dit getoets uit die aard van die saak by vroue, omdat ek weet daar sekere woorde wat vroue nie van hou nie. Hulle hou nie van die woord selluliet nie, hulle hou nie van die woord servikale kanker nie, hulle hou nie van menopause nie, hulle hou nie van daai soort woorde. Jy sal ook sien in die ontwerp het ons die woorde 'n bietjie kleiner gemaak sodat die titel van ver af lees kan ek maar aan jou vat. Maar sodra jy nader kom dan verskyn die woord selluliet. Het is goed om te weet dat mans nie oor selluliet omgee nie. Dis net vir ons wat vroue is 'n kwessie. Dis soos hulle in Afrikaans sê, dis nie 'n issue nie. Terloops die HAT erken die woord issue deesdae as 'n Afrikaanse woord. En dit is so vir mans. Jy weet, op die ou einde is die uiterlike vir 'n man belangrik. Hy kyk met sy oë, met niks anders nie. Maar die selluliet is nie 'n probleem nie. As 'n man na 'n vrou kyk, dan kyk hy nie na selluliet. Die subtitel, hoe mans se koppe werk, impliseer dat vroue dit nie weet nie. Was dit jou indruk? Nee, nie eintlik nie. Mense kry dikwels dat vroue sê, maar jy weet, ek sal 'n man nooit verstaan nie. Maar net so kry jy mans wat soort van sê, maar ek sal vroue nooit verstaan nie. Op die ouene dink ek verstaan ons meer van mekaar as wat ons dink. Die boek is as nie fiksie geklassifiseer en tog skemer jou sin vir humor die hele tyd deur. Dit kon seker nie maklik gewees het om daai balans reg te kry nie. Nee, dit was nogals maklik. Die hele idee was om nie 'n swaar tillende boek te skryf nie. Dit moet 'n leesbare boek wees met interessante inligting. En dan humor kan maar dwars deur alles loop. Was dit vir jou groot aanpassing om nie fiksie te skryf of het jy dit makliker gevind? Om skryf is mos maar altyd moeilik. Dit was nie so 'n groot aanpassing nie, omdat ek presies geweet het wat ek wou sê. Ek het die boek nogals vinnig geskryf, maar het lank in my kop gelê. Dit is heeltemal 'n ander dissipline. Is dit nie moeiliker kort verhale as nie fiksie? Ek dink so, ja. Op nie fiksie kan jy jou beroep op navorsing. En as jy jou navorsing vir 'n kort verhaal gedoen het, dan is jy op jou eie. Dan sit jy met struktuur en met karakter en al daai goed. Mens kry die indruk dat jy baie van vroue af weet. Wat is die 2 belangrikste goed wat jy geleer het deur soveel jaar saam met jou SARI kollegas te werk? Ek maak nie sulke lysies van die 2 interessantste goed of die 5 lelikste dinge nie. Vroue op sigself is interessant. Ek sê altyd dis 'n hele prentjie. Dis hoekom ek ook nie 'n probleem het met dikkerige vroue nie. Vroue wil jou almal hê omdat ons dink jy kan ons se goed verstaan. Sou jy enigstens sê jy is die ideale man? Nou sê jy eers moet sê, wat is die ideale man? Ek beskryf hom nogals in die boek. Ek weet nie of mens moet soek na 'n ideaal nie. Nee, miskien bestaan die ideale man nie. Dan Andre, jy skryf redelik seksueel eksplisiet. Is byvoorbeeld detail van wat alles gedurende seks gebeur. Wat sou jy vir 'n leser sê wat byvoorbeeld sê, "Jene Andre, maar jy dan hierdie keer te ver gegaan"? Ek hoop nie ek kry so 'n reaksie nie, want ek dink nie ek het te ver gegaan nie. Waar kan 'n mens, jy weet, is 'n moeilike vraag. Ek weet nie wat om daarop te antwoord nie. Jong, baie mense skrik maar vir woorde soos vulva en orgasme en seker tipe goed. Dis nog 'n woord waarvan vroue nie hou in die vagina. Maar vir my is dit 'n baie natuurlike ding en ek dink dis aan hoogtyd dat die leser nou moet agterkom dat seks is 'n natuurlike ding. Dan verduidelik die volgende stelling wat vir my baie interessant was. Jy sê romantiese liefde is sterker as die seksdrang. Ja, dis 'n baie interessante ding. Die antropoloog Helen Fisher wat ek nogals groot respek voor het. Sy gee 'n baie logiese verduideliking daarvoor waarmee ek 100% saamstem, en dit is dat as jy nie seks kry nie, dan is dit fyn, dan gaan soek jy dit op 'n ander plek. Maar as jy nie liefde kry nie, of as jou verhouding misluk, dan val jy uitmekaar uit. So seks is 'n uitruilbare ding, die liefde sekerlik ook, maar as jy verwerp word, dan val jou lewe uitmekaar.